Goeiedag. Ons is besig om te praat oor literêre begrippe. Ons het nou die gedigte se literêre begrippe afgehandel en nou gaan ons oor na kenmerke van prosa. Ons gaan fokus op fiksie. Met ander woorde, stories wat nie noodwendig waar is nie. So fiksie is 'n sambreel vir die volgende: roman of novelle, 'n novel of 'n novelle, dis 'n korter storie. Dan het ons ook kortverhale en kortverhale, wat ons sal nou terugkom na die verskillende kenmerke. So in die eerste plek, kom ons kyk na die roman, die novel. Nou vir baie van julle gaan dit Pad na jou hart wees, of Kringe in 'n bos, of Asem. Die roman speel af oor 'n lang tydperk. Dit is 'n lang verteltyd. So die storie kan oor weke, maande, jare wees. Daar's gewoonlik baie karakters en daar is heelwat storielyne, intriges tussen die hoofkarakter en die neewekarakters. In 'n roman kan ons baie karakterontwikkeling kry, want ons het die tyd om te vertel van hoe die karakter ontwikkel en groei. Die roman het ook baie deeglike beskrywings, baie beskrywings. Hulle sal vir jou die ruimte waar die storie afspeel, sal hulle vir jou in detail beskryf. Die mense sal hulle beskryf. Die omstandighede sal hulle beskryf. Dan kom ons by 'n novelle. Nou, daar's minder verteltyd. So al hierdie dinge wat nou lank en uitgerek kon wees in die roman, word verkort. Daar's minder karakters, die beskrywings is nie so volledig nie, dis meer saamgepers, compressed. Die kortverhaal gee vir ons baie min verteltyd. Baie keer is 'n kortverhaal iets wat sal afspeel in 'n dag of 'n dag en 'n nag. Dit is gekondenseer. If you think about condensed milk, it's milk that's been cooked down with lots of sugar and it's condensed. Nou, die kortverhaal is gekondenseer, hy's nog kleiner gemaak. En hulle werk met prentjies, met beelde baie keer, om vir jou 'n groter prentjie te skep. Die hele ding van een prentjie, een beskrywing, conjures up many associations. Dan jou kort verhaal, uiters gekondenseer, dit grens amper aan poësie, en dit is baie krypties. Very word economical. Soos ek sê, dit grens baie keer amper aan 'n gedig. Die terme wat ons hier moet ken en verstaan is nommer 1, die tipe verteller waarmee ons te doen het. Die persoon wat die storie oorvertel. Nou daar's 'n verskil tussen die skrywer en die verteller. Die skrywer is die persoon wat die storie sit en skryf. Die verteller is daardie karakter in die boek wat die storie oorvertel. Nou dit kan 'n persoon wees, dit kan selfs 'n dier of 'n objek wees, dit kan selfs 'n abstrakte konsep wees. Die dood vertel die storie, of armoede vertel die storie. Dan is dit vanuit 'n perspektief, 'n sekere perspektief. Ons kry 2 tipe vertellers in ons fiksie. Die eerste een is die eerste persoons verteller, 'n ou lekker lang woord, of die ek-verteller. Die persoon wat dan die ek-verteller is,
kan 'n waarnemer wees in die storie, so he can observe and report. But he can only report what he sees and what he hears. Waar jou derde persoonsverteller, waarby ons nou gaan kom, 'n bietjie 'n ander uitgangspunt het. Die voordeel van om 'n storie te vertel uit 'n eerste persoonsverteller is die feit dat dit eerstehandse kennis is. It's immediate first-hand knowledge that the person who is telling the story can share with the reader. Die nadeel is, that disadvantage is that he can only report what he sees, what he experiences, and what he hears. So there's a limit to what he can give into the story. Whereas, die derde persoonsverteller, this type of verteller kan enige plek wees. Hy's alomteenwoordig. So hy kan deur mure sien, hy kan weet wat gebeur het en wat gaan gebeur. Alomteenwoordig, omnipotent. But he cannot take part in the story. Hy is slegs 'n waarnemer. He is only the observer, but he can be anywhere. He can be in this room and in that room and in that space all at the same time, because he is omnipotent. He can be anywhere and he can report on anything that he sees, hears, experiences. Goed. Die volgende ding waarna ons moet kyk is die struktuur. Gewoonlik is romans, novelles, word opgedeel in hoofstukke, chapters. Baie stories kan 'n proloog hê, prologue, of 'n epiloog, waar soort van, as dit 'n epiloog is, dan word alles net mooi saamgevat. Stories kan kronologies wees. So we start at point A and we end at point Z. Dit kan ook nie kronologies wees nie. Dit kan begin in die middel, and then they tell the story and they have flashbacks of what happened in the past, or they have hulle het vooruitskouings om te sien wat in die toekoms gaan gebeur. So, omdat daar meer tyd is om die storie te vertel, kan die skrywer dit so doen wanneer hy 'n roman of 'n novelle skryf. Kortverhale is gewoonlik nie in hoofstukke nie, dit sal in dele wees. Kortverhale kan ook kronologies wees of nie kronologies wees nie. So dit hang af van watter tegniek die skrywer wil gebruik. Die volgende ding waarna ons moet kyk is die verhaalruimte, the space where the story or where the story takes place. So die eerste een waarna ons gaan kyk is die plek. Waar gebeur dit? En baie keer is dit nie net een plek nie. Die storie kan begin op die plaas. En dan kan die storie eindig in die stad. En intussen was hulle miskien op 'n vakansie by die see. So die ruimte waar die plek, the space, can change. But it's important to track the space, to understand where does this take place, because it will have an effect on the story. Tyd is belangrik. Oor hoe lank vind die storie plaas? Is dit net binne 'n week? Is dit oor jare? Is dit oor 'n maand? So hoe lank is die storie? Belangrik om dit te kan track in jou storie, om te probeer uitpleis wanneer begin die storie en watter tydsverloop
kan ek raak sien en identifiseer. En dan natuurlik ook die atmosfeer wat geskep word. En die donker suspense storie waar dit donker is en daar's donker beelde, of is dit 'n ligte atmosfeer? Dit kan verander, dit kan 'n moordtoneel wees en dan die volgende dag begin die storie by 'n gesin wat om die ontbyttafel sit en lekker ontbyt saam eet. So die atmosfeer is ook baie belangrik. Dan kom ons by 'n baie belangrike deel van die storie, van prosa, van ons verhale, en dit is die karakters. Die karakters is die mense wat in die storie is, wat beskryf word, wat betrokke is, wat deel is van die intrige, wat die storie sy loop laat neem. So die eerste ding wat ek hier wil praat oor is die veelvlakkigheid of die eendimensionele tipe karakters. Gewoonlik is jou hoofkarakter 'n veelvlakkige karakter, 'n ronde karakter. Not round like me, maar 'n karakter met verskillende aspekte. It's not a one-dimensional character. So gewoonlik is jou hoofkarakter hierdie tipe van karakter wat ontwikkel, wat groei, wat op 'n praktiese vlak miskien ouer word. As 'n innerlike mens ontwikkeling toon in terme van, kom ons sê nou byvoorbeeld hoe om konflik te hanteer. Aan die begin van die storie gooi hy sy toys uit die kot uit en aan die einde van die storie het hy nou al geleer, dis nie hoe 'n mens konflik hanteer nie. Ons praat ook van plat karakters as hulle nie ontwikkel nie. Gewoonlik is dit jou neewekarakters. Kortverhale gee egter min tyd vir hierdie ontwikkeling. En hulle sal hoogstens 'n suggestie gee van potensiaal vir ontwikkeling. Tensy die tema van die kortverhaal natuurlik gaan oor emosionele ontwikkeling, dan gaan 'n mens dit natuurlik kry. Goed, hoe gebeur karakterisering? Daar's 'n volledige les hieroor. Ek gaan vinnig net vir julle sê hoe ons karakterisering doen, hoe ons karakters skep wat oortuigend is. Characters that are convincing. Goed, daar's direkte beskrywings, so die skrywer beskryf die karakter. Die indirekte beskrywings is dit wat die ander karakters oor die karakter sê. Wat die karakter doen, vertel vir ons iets van watter soort persoon hy is. Hoe hy konflik hanteer. Uiterlike konflik, iemand wat hom met die vuis bykom, of die innerlike konflik in homself. Hoe hy dit hanteer, vertel ons van die karakter. Dan het ons die protagonis en die antagonis. Gewoonlik is die protagonis jou hoofkarakter, the good guy, en jou antagonis is die persoon wat teenoor hom staan en wat dan gewoonlik die bad guy in die storie is. Ja, ons sal later weer hieroor praat. Die volgende ding wat belangrik is die spanning in die storie, die verwagting wat geskep word. Ek weet nie wie van julle lees graag whodunits nie, maar dit is een van die goed wat as ek met vakansie gaan, dan lees ek die een whodunit na die ander. Daai ding wat maak dat jy die boek nie kan neersit nie. Jy kan nie wag om die volgende bladsy te lees om te sien wat gebeur nie. So ons praat van die opbou, the building up to the climax of the story, and then how it all dissipates, die ontknoping, hoe die drade by mekaar kom, hoe ons verstaan wat nou in hierdie storie gebeur het. Baie keer eindig, veral kortverhale, op 'n oop manier, dat jy kan eintlik die storie klaarmaak,
soos wat jy wil. Jy kan jou eie gevolgtrekking maak en it's not a Hollywood ending. They don't live happily ever after. Jy kan jou eie einde daarin skryf. Goed, en dan, net om op te som, die goeters wat jy moet verstaan, identifiseer, mee kan werk, is hier vir jou gelys. So ek hoop hierdie les het jou so 'n bietjie meer van 'n idee gegee hoe om te werk te gaan met jou kortverhale, met jou novelle wat jy lees of jou roman wat jy lees. Ons sal mekaar weer sien. Dankie.